Weet jy wat is die dapperste gebed wat 'n mens kan bid? In die Onse Vader, daar in Matteus hoofstuk 6, leer die Here Jesus vir ons sy modelgebed. En een van die bedes van die Onse Vader gebed sê, laat u wil geskied. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En dit is vir my die dapperste gebed. Laat u wil geskied. Kyk, daar's baie verse in die Bybel, veral die Nuwe Testament, waar ons aangemoedig word om gelowig te bid, om in die naam van die Here Jesus dinge te vra, en die beloftes daarbey, dat ons dan sal kry dit waarvoor ons vra. Een so gedeelte is Johannes hoofstuk 15 vers 7. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. So ek staan ook op daardie vers in die Bybel, dat ons gelowig in die naam van die Here Jesus kan vra, en soos wat Jesus ook in Markus 11 vers 24 gesê het, glo dat julle dit reeds ontvang het, dit waarvoor julle bid. 'n Mens moet gelowig bid en 'n mens kan daai vaste vertroue en hoop hê dat jy sal ontvang dit waarvoor jy gevra het. Maar dan kom die Here Jesus ook en leer vir ons die Onse Vader, en in die tuin van Getsemane bid hy, en dan kom hierdie modelgebed weer na vore in sy gebed. Daar bid hy, julle sal onthou, Vader, laat asseblief hierdie verskriklike lydensbeker by my verbygaan. Christus het geweet wat wrede, gruisame dood vir hom wag. En hy raak, menslik gesproke, doodsbenoud, bang. En dan vra hy, Vader, laat asseblief hierdie bitterbeker by my verbygaan. Soos wat ek en jy sekerlik ook in 'n hospitaal kan bid, as ons besef, ons is besig om 'n tydsame, moeisame, pynlike dood dalk te sterf. Vader, asseblief, ek bid u op grond van die Bybelse beloftes, asseblief, laat hierdie beker by my verbygaan. En dan kom die Here Jesus met hierdie, wat ek noem, dapper deel van die gebed, en sê, Vader, nogtans nie my wil nie, maar u wil, laat u wil geskied. Baie kursusse oor gebed leer vir ons hierdie feit dat ons gelowig moet bid en vertrou en moet glo en ons sal ontvang. Ongelukkig in my oë is dikwels baie van hierdie kursusse so swakheid daarin, dat hulle nie baie aandag gee aan hierdie woorde van Christus. Vader, laat nogtans u wil geskied. Op hierdie aarde is alles wat gebeur, volgens my mening, nie altyd God se wil nie. Daarom wat Jesus vir ons leer, laat u wil geskied soos in die hemel. In die hemel, ja, daar geskied God se wil volkome. Daar is geen gruisame dood nie, geen lyding, geen pyn, geen hartseer, geen droefheid, geen teleurstelling, geen trane, geen mishandeling, geen pyn en geen dood nie. Al hierdie dinge is nie God se wil nie. En in die hemel geskied dit volkome, maar op aarde nie altyd nie. Want ons lewe in 'n stikkende wêreld, 'n wêreld wat die mens na die sondeval kom verbreek het. Dit was nooit God se wil, dat enige van hierdie dinge op aarde moet gebeur nie. Maar omdat hy so 'n goeie God is, en aan die mens die vrye wil gegee het om te kan lewe en keuses te maak, het dit ongelukkig gebeur dat die mens ook sy wil, sy eie wil, persoonlike wil gekies het teen God se. En ons sit vandag met daardie stikkende wêreld. Daarom wat ons kan bid, Vader, laat u wil geskied, soos in die hemel, gee asseblief vir my 'n stukkie van daai hemel ook vandag in my lewe. Maar dan bid ons ook, nogtans nie my wil nie, Vader. Kyk, enige goeie ouer moet op een of ander stadium sekerlik vir hulle kinders ook nee kan sê. 'n Ouer kan nie net vir altyd
vir alles ja sê nie, want dikwels begeer en vra ons goed van ons ouers wat eintlik onnodig is, wat die ouer weet vir ons nadelig kan wees, wat die ouer besluit, liewer nie dit nie, ek gee liewer vir jou iets anders in die plek daarvan. Partykeer moet ons ouers ook vir ons sê, wag my kind, nie nou nie, dit is nie nou die regte tyd nie. Miskien omdat 'n aardse ouer fisies nie kan op daardie oomblik nie. En dikwels wil kinders mos tantrums gooi, as hulle dan nou 'n nee by hulle ouers kry, of sê, wow, wag eers 'n bietjie. Maar as ouers in hulle goedheid dit kan besluit, ek praat nou van goeie ouers, om vir hulle kinders in sekere omstandighede nee te sê, dan moet God die Vader mos ook in sekere omstandighede vir ons nee kan sê. Ons leer in die Bybel dat Christus gesê het, as 'n goeie ouer vir 'n kind 'n vis vra, as hy 'n vis gee, as 'n kind 'n vis vra, of 'n brood, hoeveel te meer sal my hemelse Vader nie vir julle goeie dinge gee, as julle daarvoor vra nie. Hy sal nie vir julle in die plek van 'n vis 'n skorpioen gee nie. Die ander kant van daai woorde is ook waar. As ons dan vir ons hemelse Pa 'n skorpioen vra, dan sal hy dit mos nie vir ons gee nie, want hy weet daai skorpioen gaan vir ons vorentoe bitter seer maak. So, God se goeie wil moet ons in ons gebedslewe laat geskied. En sy wil is nie altyd dit wat ons wou gehad het nie. En miskien sal ons op hierdie aardwêreld waarin ons leef nooit regtig God se wil volkome kan ken en verstaan nie, en mense redeneer daaroor. Maar ons weet altyd God se wil vir ons die goeie, die beste gee. Maar die dapper deel van die gebed kom daarin, dat ons sê, Here, U wil. Hier is my hartsbegeerte, so wat U in die tuin van Getsemane U hartsbegeerte gehad het om hierdie lydensbeker mis te loop. So bring ek my hartsbegeerte nou vir U. Maar ek is dapper genoeg om te sê, U weet beter. Laat U wil geskied. Wanneer ons so bid, laat U wil geskied, dan doen ons 'n paar dinge. Ons leer om op God te vertrou. Ons leer om te vertrou dat God vir ons die beste wil gee, al verstaan ons dit nie op hierdie oomblik nie, en al kan ons dit ook nie verklaar hoekom sekere dinge met ons anders gebeur nie, maar ons is dapper, ons is gelowig genoeg om vir God te vertrou, dat hy hierdie gebed sal verhoor, soos wat hy in sy liefde vir ons die beste dink. Ons leer ook om te aanvaar, in ons dapperheid aanvaar ons dan ook God se wil oor ons lewe. Ons aanvaar dat ons nie alles kan kry net wat ons nodig het en net wil hê nie. God gee vir ons die goeie, soos 'n goeie ouer, dit wat ons regtig nodig het, en soms ook sommer net dit wat ons wil hê. Soms weerhou hy dit. Die dapper gebed is om te sê, Here, hier is my begeertes, soos die Bybel sê. Maak al julle begeertes met smeking en danksegging bekend aan God. Maar ek aanvaar dapper genoeg dat ek nie alles hoef te kry wat ek vra nie. En dit bring my by 'n derde punt. Hierdie dapper gebed om te sê, laat U wil geskied, bring my ook tot by 'n oorgawe. Wat ek my wil volkome oorgee in God se hande. My lewe, my hart, my siel, my alles. So hoekom sê ek dis 'n dapper gebed? Dis 'n dapper gebed omdat ek hiermee sê, Here, ek aanvaar dat my wil nie altyd die beste is nie. Ek gee dit in geloof oor in U hande. Kom besluit U dan vir my wat is die beste. Here, hier is my hartsgebed. Maar miskien is dit 'n selfsugtige gebed. Miskien is ek te kortsigtig ook om in te sien dat hierdie gebed nie op hierdie oomblik vir my die beste is nie. U het 'n baie beter, dieper plan vir my. Dis 'n dapper gebed. As Christus dit kon bid in die tuin van Getsemane, toe hy doodsbenoud, bang was. Hy was nie so dapper dat hy net kruis toe gestap het in sy eie krag nie. Maar hy was dapper genoeg om te sê, U wil. Want ek weet, hoe moeilik ook al, U sal vir my daar deurneem, sal my nooit alleen die pad laat loop nie. Daarom wil ek dan vandag vir jou aanmoedig, maak jou gebede,
jou diepste gebede, soos die Bybel sê, met smeking en danksegging bekend aan God. Glo dat jy dit reeds ontvang het, maar glo ook daarbey. Dis dapper om te glo. God se wil sal vir my die beste wees. Al verstaan ek dit nie. En eendag wanneer ons by hom aansluit en by al ons geliefdes, dan sal ons mekaar omhels, ons sal hom omhels, ons sal dankie sê, ons sal vreugde hê, want ons aardse lewetjie is maar kort, ons lyding is maar kort teenoor die heerlikheid wat God vir ons in die hemel sal dit aanbreek. Daar is al die trane afgedroog, al die hartseer, al die droefheid, al die wrokke wat ons mag dra, al die teleurstellings. Uiteindelik eindig dit. Ek bid daarom vandag vir jou dat tot dan, totdat jy by daardie volkome wil van God in die hemel aansluit, dat God ook hier op aarde sy wil vir jou sal laat geskied en dat jy sal sien, dit bly die beste vir my. Sterkte met jou gebede, bly glo in dit wat jy van God vra, maar bly ook dapper genoeg om te kan glo. God se wil bly vir my die beste. Gaan leef dan daaruit vandag.